Vader, dankie dat U ons so uniek gemaak het. Dankie dat U ons as vrou uniek gemaak het. En Here, dit is ons hartsbegeerte om in die volheid van hoe U ons geskaap het te beweeg en te leef. En dankie Vader dat U opnuut weer die Gees net vandag oor die dogters gaan kom uitstort. Dankie Heilige Gees dat ek sien hoe U elke desperate hart vandag najaag. En ons bring ons harte, Here, desperaat voor U. Desperaat vir 'n aanraking van U. Kom raak ons aan, Heilige Gees. Kom maak ons vol dat ons net kan oorvloei van die liefde. En ek wil hê as jy vandag hier staan, ek staan hier voor en ek dink, dis erg genoeg om met my eie emosies te deel as 'n vrou partykeer, maar ek staan hier en ek beleef so baie emosies hier binne. En ek sien amper hoe mense binnekant toe huil. Dus jy huil, maar jy huil inwaarts. Jy steek daai pyn weg, jy steek daai hartseer weg, jy huil inwaarts. En ek voel hoe die Here sê, maar soos maak oop, laat hy met die emosies kan deel vandag wat nie van hom af is nie. Emosies wat al lankal nie meer moes aktief gewees het in jou siel nie. Bring jou siel vandag voor die Here. Dawid sê, hoekom is jy so neergebuig, my siel? Why are you so downcast, my soul? En dan spreek hy sy siel aan. So ek wil hê jy moet vandag jou siel aanspreek en sê, kom in lyn. Kom in lyn my siel. Ek gaan vandag die Here loof en prys. Ek gaan jubel in sy teenwoordigheid. En ek gaan my siel oopmaak dat hy kom uitsorteer wat hy vandag wil uitsorteer. Amen. Julle kan sit. Die Here het ons regtig baie uniek geskaap. Hier's baie emosies in hierdie gebou vandag. Ek moes die hele tyd net soos, gaan nie nou huil nie. Gaan nie nou huil nie. Julle is so welkom. Welkom by Vol. Ons is uiteindelik hier. Ek weet julle gaan nog baie verwelkom word, maar ek wil net vir ons sprekers sê, waar's Jackie? Hallo, daar's Jackie ook. Suzette, Tilly, Jackie, baie welkom. Dis vir my 'n voorreg om julle hier te hê vandag. Julle is amazing mense, julle is gestuur deur die Here. Ek is so opgewonde vir wat hy gaan kom doen vandag, want as ek net hoor wat julle praat, wat julle bid, weet ek, dis presies wat die Here vandag vir julle voorberei het. En dit is hoekom dit so belangrik is om vandag oop te wees vir wat die Heilige Gees hier wil kom doen. Moenie die seer toemaak nie, moenie daai diep wat jy eintlik wegsteek, want onthou ons staan naak voor die Here. Hy ken die diepste, donkerste geheime van ons hart. So ons wil oop wees vir hom. Jy kan dit in elk geval nie vir hom wegsteek nie. Maar laat toe dat dit uitkom. Laat toe dat dit oop gaan, laat hy kan kom deel daarmee vandag. So 'n tydjie terug sit ek en ek gesels met Elia, die wat nou vir my ken. Elia is ons 5-jarige seentjie en ek is eintlik besig om, hy kyk 'n storie op televisie en ek is besig om skrif te lees en solank skrif bymekaar te kry en ek gesels met die Here oor vandag en ek begin net skrif so op my notas sit, soos wat die Here dit met my deel. En hy vra my, wat doen jy? En ek sê, o mamma, berei voor, nou op sy vlak, nou verduidelik ek vir hom, ek gaan met tannies gesels oor Jesus en ons gaan gesels oor die Heilige Gees en hy wil te weet, maar hoekom gesels ek nie oor God nie? So en ek sê toe maar, hy is God en nou probeer ek vir hom nou mooi verduidelik, die Heilige Gees is God en ek gaan met julle gesels om hoe vol te raak van die Heilige Gees. Nou hy het, ek meen 5 jaar oud, maar ek weet sy gees verstaan. So ergens het ons 'n koneksie. Sy gees gaan net aanvaar, want hy gaan dit verstaan. En hy lyk nie asof hy fokus nie en hy op 'n stadium sê hy maar as jy dan so vol is van die Heilige Gees, gaan dit nie al jou poef uitdruk nie.
En ek is soos en ek skryf dit neer, ek soos hierdie is briljant. Brilliant. Uit die mond van die suigeling, hoe voller jy is van die Heilige Gees, hoe minder poef gaan jy hê. Amen. Nou ja, die wysheid van 'n 5-jarige. So, ek wil die hele dag in ons gesels oor om vol te wees van die Heilige Gees. Ons is almal kinders van God. Ons het die Heilige Gees wat binne in ons woon. En hy moet ons oorneem, hy moet ons volmaak. En dan gaan daar regtig baie minder plek wees vir enigiets anders as hy die Here is. Want julle almal ken daai skrif, ek het so tydjie terug ook het ek daar gepreek, maar die skrif sê ons quote hierdie baie en ons sing ook hierdie baie lekker where the spirit of the Lord is there is freedom, maar net voor dit sê die Gees is die Here. En waar die Gees die Here is, okay, daar is vryheid, waar hy meester is, waar hy Here is, waar hy God is in jou lewe. So jy wil jouself volmaak van sy godheid, dan is daar nie regtig plek vir enige ander poef nie. Okay. So Lukas 4:14, julle ken hierdie stuk baie goed, ons sien dit in alle evangelies, maar waar Jesus in die woestyn ingelei is, deur die Gees. Maar baie belangrik, die woordjie wat ook daar staan is, hy is vol, Jesus het vol van die Heilige Gees, nee? Is hy in die wildernis ingelei. Hy was vol van die Heilige Gees. Nou ek weet, ons praat van Jesus, nee? Maar en almal ken Jesus se geboorte, hy is gebore deur die Heilige Gees, maar hy het gekom vol mens ook. Hy het gekom sodat hy vir ons kan wys, sodat hy deur alles kan gaan en vir ons kan wys, kyk, dit is moontlik. En ek gaan deur alles gaan om vir jou te wys, dis moontlik om deur alles te gaan, deur die versoekings en nie te sondig nie. En daar's nie baie geskryf oor Jesus se 30 jaar, weet voordat hy gedoop is in die Jordaan nie, maar daar's sekere skrifte wat jy kan lees, wat jy kan sien dat daar was 'n tydperk van voorbereiding in Jesus se kinderlewe. Julle almal ken die storie van waar Jesus weggeraak het, waar in die tempel gaan sit het. Daar was 'n plek van voorbereiding. Jesus het homself voorberei as mens. Hy het alles gedoen wat ons gereeld geleer word om te doen as Christene. Het hy alles gedoen. Hy het gaan sit en leer. Hy het afgesonder vir gebed. Ek wil vir julle lees Lukas 2:40. Julle hoef nie saam met te blaai nie, julle kan net vandag lekker sit en luister. Ek gaan alles vir julle lees. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die Gees. Jesus het gegroei en sterk geword in die Gees. So daai moet vir jou sê, daar was 'n plek waar hy in die Gees ingegroei het. Daar was voorbereiding. Hy het 'n aardse mamma en pappa gehad wat hom ook geleer het. Okay? En hy was vol van wysheid en die genade van God was op hom. Dan in vers 52, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootheid en in genade by God en mense. So hy het gegroei, vol van die Gees, vol van wysheid, hy het gegroei in genade, hy het gegroei in guns by God en by mens. Nou, so ons kan nou sien dat voor Jesus se doop, dit was nie net 'n stil tydperk nie. Okay, daar was voorbereiding. Hy het homself konstant voorberei en hy het daagliks gegroei in sy bewustheid van die Vader, om sy wil te voltooi vir sy lewe. En so die Gees, omdat hy konstant op daai plek was, het die Gees hom voorberei, hy het sy gedagtes, sy hart voorberei, lank voordat sy bediening begin het. So ons kan sien, daar is 'n plek van voorbereiding, sodat, nee, hoekom is daar 'n voorbereidingstydperk vir Jesus ook? Hebreërs 4:15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester, nee,
wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Ons sê altyd Jesus verstaan. Hy verstaan regtig. Hy doen. Hy het deur alles gegaan. Hy weet. Hy het ook as 'n mens was hy 'n kind. Hy was ook as 'n mens 'n tiener. Hy was ook as 'n mens 'n jong mens. Hy het deur al die fases van die lewe gegaan. So hy kan medelee hê met jou swakheid. Okay? Maar hy was een wat in alle opsigte versoek was, net soos ons, maar sonder sonde. Nou ek wil verder lees in Lukas waar Jesus in die wildernis ingelei is deur die Heilige Gees. Hy terugkeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Nou julle ken daai stuk, ek gaan nou nie daai hele stuk lees nie. Ek wil hê wat julle verstaan, is hoekom deel ek nou hierdie? Wat het hierdie te doen met vol van die Heilige Gees? Ek wil hê julle moet verstaan, Jesus het as vol mens aarde toe gekom. So dis moontlik om verdruk te word, om vervolg te word, om versoek te word, en deur dit te gaan sonder om te sondig. Dis waarna ons streef, om dit reg te kry. Nou, waar gaan ek met die? So Jesus het vol van die Heilige Gees in die wildernis deur die Heilige Gees gelei, baie belangrike woorde daar, nê? Om versoek te word. Hy was vol mens. So elke verdrukking, elke seer waardeur jy gaan, wanneer jy verdruk word, wanneer jy verwerp word, wanneer jy versoek word, dis nie altyd net die duiwel wat lastig is nie. Ons is baie gou om te sê, ag, die duiwel is alweer lastig. En ons vergeet partykeer dat die Heilige Gees ons in die wildernis inlei. Wat het gebeur toe Jesus uit die wildernis uitkom? Toe hy elke keer gesê het, nee, maar daar staan geskrywe, toe sy vlees getoets is, die begeertes van sy vlees. Wat het hy gesê? Daar staan geskrywe. Omdat hy was vol van die Heilige Gees. Hy was voorbereid. Hy was gereed. Hy kon deur elke versoeking staan. Hy kon bly staan. En toe het hy in die krag van die Heilige Gees beweeg. Nadat hy al daai versoekings weerstaan het. So ek wil hê jy moet dink aan jou eie seer, dink aan die plekke waar jy versoek word, dink aan die plekke waar jy verdruk word, dink waar jy verwerp word, dink waar dinge net nie lekker is nie. En regtig vandag besin en kyk, Here, is U nie besig om my karakter te vorm nie? Is U nie besig om my te toets nie? Is ek nie besig om toetse te skryf nie? Moet ek nie hierdeur gaan? Moet ek nie hierdie net face en sê, maar ek gaan hierdie vervang met die waarheid? Dis nie die duiwel wat lastig is nie. Ek moet staan in hierdie. Ek moet weet wat U sê, hoor, en dan moet ek antwoord daarop. En dan moet ek deurgaan. En dan moet ek aanbeweeg. Ek wil hê jy moet weet, Jesus kom terug vir 'n skoon bruid. Wat haarself reggemaak het. Wat getoets is, wat gelouter is, en wat gereinig is. Ons lees in Openbaring 19:7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Nou ek weet, ons sing net nou, Take Courage My Soul, en ons sê, You're never failing in the waiting. Praat ons van my siel, nee, wees sterk. Want ons weet ons is in 'n wagperiode. Ons weet ons wag op ons koning om terug te kom. Maar dis nie 'n stil wag nie. Dis nie 'n kom ons wag nou maar. Daar gaan trompette blaas ergens, nê? Ek gaan weet. Ja. Ek gaan weet as Jesus kom, ek gaan dit hoor.
dis nie daai wag nie. Daar's 'n gereed maak in die wag. Daar's 'n gereed wees in die wag. En ons toetse in die wag. Daar's 'n louter, daar's 'n reiniging in die wag. Psalm 66:10 sê, want U het ons getoets, o God, U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. Nou ek weet nie of julle al video's gekyk het oor hoe hulle silwer en goud louter nie. Dis teen onmenslike warm vuur wat daai silwer en goud brand om dit skoon te kry, om daai vuil goed uit te haal. So partykeer voel ons, maar Here, hierdie raak te warm. Ek kan nie hierdie doen nie. En die Here verwag van ons om deur dit te gaan. Hy toets ons karakter in dit. Spreuke 17:3, die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, maar die Here toets die harte. Hy gaan jou toets. Dis maar net iets wat jy vrede mee moet maak. Jy gaan getoets word. Jou hart gaan getoets word. En baie keer gaan die Heilige Gees jou lei in toetse in. Want ek weet nie of julle daai stuk lees waar Jesus deur die Gees in die wildernis ingelei is nie. Dit is baie belangrik dat ons sulke goed raak sien. Die Heilige Gees het hom na die toetse toe gelei. Het hom nie die sonde toe gelei nie, het hom na die toets toe gelei. Hy lei jou nie in sonde in nie. Hy lei jou na die toets toe. En dan moet jy nie sondig nie. En Jesus wys ons, dis moontlik. Want ken jou skrif. So Matteus 25, toe ek voorberei het, ek sê, Here, het ek nie verlede jaar hieroor gepreek nie? En ek sien net die hele tyd hierdie skrif, en die Here sê weer, hy wil weer hieroor gesels. Nou as die Here konstant met my, Janine, in my persoonlike wandel met hom, oor iets gesels, dan weet ek het nog nou nie regtig aandag aan gegee nie, of ek het nog nie geleer of gesien wat hy wil hê, ek moet leer of sien nie. So ek wil hê, regtig luister vandag, daar's 'n tyd van gereed maak. Matteus 25 sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Daai klink soos 'n bruid, of die maagde, hulle het geweet, hy kom, so hulle het uitgegaan. Hulle nie gesit en wag, en dan, wag, daar is hy, nou moet ons hardloop nie. Okay? So hulle het uitgegaan. Hulle het hulle lampe geneem en uitgegaan om hom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, kyk wie voel partykeer soos, waarmee is ek besig? Here, wanneer kom U? Here, kyk hoe lyk dit? Kyk hoe lyk dit om ons? U kan nou maar kom, nê? Ons sien uit na dit wat wag, die hoop van dit wat wag. Nou, ek is opgewonde daarvoor. Ek weet nie van jou nie, maar ek is baie opgewonde vir dit wat wag. En die Here talm, ons weet nie wanneer hy kom nie. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Nou, julle weet, jy staan nie net een oomblik en dan kap jy om en slaap nie. Net daar waar jy is nie. Nee, jy raak vaak. Dus eers ek is moeg en ek gaap en ek beklei so 'n bietjie teen die vaak en dan eventueel gaan slaap ek maar, want ek kan nie meer teen die moegheid beklei nie. Nou, hulle het vaak geword. Daar was 'n plek waar hulle eers vaak geword het. Okay, en toe aan die slaap geraak het. En ek weet, die Here wil vandag, die van julle wat hier sit, wat besig is om vaak te word, om moeg te word, wakker te kom maak. Ek weet dis wat die Heilige Gees gaan kom doen. Om vol te raak van die Heilige Gees is nie een moment nie. Dis aanhou. Dis deurdruk wanneer ek moeg is. Dit is bly skrif lees, dis bly om leer ken. Dit is 'n verhouding bou op 'n God wat ek nie met 'n God wat ek nie kan sien nie.
Dis glo, dis 'n vaste vertroue daarin, in hom, wat hy gedoen het en dat hy weer gaan kom. Toe staan wag, en middernag was daar 'n geroep, nê? Nee? Die trompette, ons almal gaan dit hoor. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Partykeer hierdie Afrikaans. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: "Gee net vir ons van julle olie, want ons lampe gaan nou uitgaan." Maar die verstandiges antwoord en sê: "Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self." En terwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê: "Meneer, meneer, maak vir ons oop." Maar hy antwoord en sê: "Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie." En dan sê die skrif, Jesus sê: "Waak dan, dat julle nie die dag en die uur weet waarop die Seun van die Mens kom nie." Ons weet nie, so dis 'n konstante plek van gereed wees. Dis 'n konstante plek van op hom wag. Dis 'n konstante plek van genoeg vol van hom wees, vol van hom wat God is, wat lig maak wees, nê? Nee? Want jy is vol van die lig. Vir wie is jy lig? Ons maak gereed vir hom, so ons is besig om lig te wees vir die wat nog nie die lig ken nie. So nou die 10 maagde, die 5 wyses, 5 dwases. Ek wil hê julle moet sien dat almal van hulle het lampe gehad. Almal van hulle het gegaan of geweet die bruidegom gaan kom. So nou moet jy wonder, is die 5 dwases ongered? Hoekom het hulle nie olie nie? Hoekom het hulle nie gedink nie? So hier is wat ons sien. En julle kan saam met my stem of nie saam met my stem nie. Ek weet nie of julle ook wonder as julle partykeer skrif lees. Jy kan nie hierdie stuk lees en nie wonder, Here. Maar as hulle ook Christene is, hoekom is die deur in hulle gesig toegemaak? Wat gaan nou aan? So ek wil weet, wat gaan nou aan? Hoekom is die deur in van hulle se gesigte toegemaak? Wat is die olie? Wat moes hulle nog gaan kry? Hoekom was hulle nie gereed nie? Hoe weet ek nou of ek gereed is? Verstaan? Hoe is hierdie op my van toepassing? Here, help. Ek wil nie daar kom en U maak die deur in my gesig toe nie en sê maar ek ken jou nie. So vir my, as ek daai stuk lees, as ek iets hier mos nou nie reg nie. Nee, dit maak nie vir my sin nie. So ek wil net hierdie baie duidelik maak. Ek is nie hier om enige iemand se redding te beoordeel nie. Jy is verantwoordelik vir jou eie redding. Elkeen moet sy eie heil uitwerk. Jy weet wanneer jy Jesus aangeneem het en of jy hom aangeneem het. Jy weet of dit 'n hartsoortuiging is. Okay, maar daai 5 dwase sien ek as die skynheiliges waarvan ons so praat. Dit is 'n verskriklike woord eintlik, nê? Nee? Jy kom kerk toe. Ek sê ek is 'n Christen. Ek kom kerk toe en is hartseer vir my om te sê ek ken sulke mense. Ons het sulke mense in ons lewe. Jy kom kerk toe, jy praat die regte taal. Jy sê die regte dinge. Dit lyk asof jy die regte, maar in jou hart ken jy nie die Here nie. Is jy nie oortuig van hom nie? Is jy nie oortuig, hy is nie God vir jou nie. Hy is nie meester in jou lewe nie. Want jy maak nog so 'n bietjie van jou eie besluite. As jy hier uitstap, dan is dit weer ek en ek. Die Here is nie, hy is nie alles nie. Okay, daar's nie verhouding nie. En dis wie ek glo die dwaas was. En jy kan boeke en boeke en boeke oor hierdie een stuk in die Bybel gaan lees. En dis
waarop ek my opinie berus, is dis wat dis die dwaase vrouens vir my. Dis hulle het nie 'n verhouding met die Here nie. Ek sou, as ek sou gaan kyk het, Here, ek wil myself weer bekeer. Ek wil 'n verhouding hê met U. Ek wil seker maak dat my redding vas is. Ek is oortuig van dit wat U gedoen het op die kruis vir my. En U as my Here, as my Here aanneem en aanvaar. So hoekom dink julle is dit maklik om daai roete te volg? Hoekom is dit maklik om so deur die lewe te gaan dat niemand regtig dit agterkom nie? Jy weet mense, jy daag Sondag by die kerk op, jy is getrou met jou kerk bywoning, maar jy is nie besig om jou siel uit te sorteer nie. Jy vat nie verantwoordelikheid daarvoor nie. Jy vat nie verantwoordelikheid vir jou reiniging nie. Hoekom is dit so maklik om daai lewe te lei? Want kykie, dis nie maklik elke dag om die regte besluite te maak, om my gedagtes in lyn te kry, om wanneer my emosies en dit wat die Here sê nie ooreenstem nie, nog steeds die Here te volg. Dis nie 'n maklike pad nie. Okay? Dis baie makliker, maar hoekom is dit so maklik? Want daar is nie 'n klok wat besig is om af te tel wanneer Jesus kom nie. Want ons weet nie, hy kom soos 'n dief in die nag. So daar's nie nou iets wat my druk om myself uit te sorteer nie. Daar's nie nou iets wat, ons bly nie in 'n land waar ons vervolg word vir dit, vir waarna ons glo nie. Daar's niks, daar's geen pressure op jou om enigsins jou siel en jou lewe uit te sorteer, en jou hart uit te sorteer, en jou karakter uit te sorteer, en in lyn te kry. Daar's geen druk van niemand af, behalwe die Heilige Gees, se stil, sagte stem wat sê nee, daai kant toe. Nee, ek wil nie meer hê jy moet dit doen nie. Ek wil nie meer. En daai is intiem. Daai is 'n intieme plek. Dis net daai plek waar jy verander gaan word. En jy kan nie, die skrif sê, jy kan nie vol van hom wees, in hom wees en hy in jou en aanhou sondig nie. Jy kan nie. As dit vir jou onmoontlik is om nie met alles, dan sou ek sê, Here, is ek in U? Is U in my? Dis die vraag wat ek myself sou vra, want ek is altyd, Here, kom help my net, kom wys net my waarheen ek iets verkeerd. Ek wil net reg wees as U hier kom. Ek wil net gereed wees, ek wil dit reg kry, soveel soos wat ek kan. So dis hoekom ek glo dit makliker is. Ons weet die pad is smal. Die breë pad is maklik. Daar's nie druk nie. Jy hoef nie nou iets uit te sorteer nie. Maar jy gaan ook elke keer oorweldig word deur jou emosies. Jy gaan voel asof jou lewe uitmekaar uitval. So 2 Petrus 3 sê Petrus. Ek love Petrus. Ek kan regtig nie wag om hom te ontmoet nie. Hy sê dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skryf. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek. Okay? Dis al die tweede keer wat ek vir julle oorskryf. Toe ek hierdie stuk lees, dis ek soos, dis nou al die tweede keer wat ek praat oor die maagde en gereed wees. Nee? Die Here is so getrou met sy woord. Jy kan nie anders dan as net soos, partykeer as iemand preekie voor en jy begin in die woord saam lees, dis hoekom ek lees nooit saam nie, want ek word meegevoer. Dan lees ek die hoofstuk, en kom ons lees die volgende hoofstuk, en later is jy deur die boek, as dit 'n kort boek is, en dan sien jy hele preek by jou verby. JC. Hy sê,
sodat julle die woorde kan onthou, wat deur die heilige profete tevore gespreek is in die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Hy talm, nee? En die spotters is dalk nie so in ons gesig nie, maar dis eintlik as jy gaan kyk, dis vol op tegnologie, TV, alles wat jy kyk, voer eintlik vir jou 'n agenda dat jy's eintlik okay. Jy's eintlik okay om net te doen wat jy wil. So die hele wêreld skree, is eintlik okay. Waar is die wederkoms dan? Want vandat die Vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit was, van die begin van die skepping af. Want moetswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Ek lees daai en ek sidder. Want vandag is dit 1000 jaar vir die Here. Wat is vandag dit die dag is? Want ons weet nie. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons. En hier is die mic drop. En wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Hy talm nie net nie. Maar as ek en jy nie gereed maak nie, as die bruid haarself nie gereed maak nie, dan kom die mense nie tot bekering nie. Die lig skyn nie. Die bruid moet skyn so helder, dat dit mense verblind en soos, daar's iets waarvoor ek moet gereed maak. Daar's iets wat ek moet doen. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Daai beteken dit is onverwags. Niemand verwag 'n dief in die nag. Jy lê nie elke dag, daar gaan vanaand seker weer 'n dief hier kom. Nee, jy weet nie. Jy gaan slaap met 'n geruste hart en partykeer gebeur dit net. En dis wat die Here daar bedoel, dis onverwags. Ek gaan kom wanneer jy nie weet nie. Waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl ek wonder altyd of hy so bietjie sarkasties was hierso, want die begin was so bietjie geliefdes, luister, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Ek gaan net daar ophou. Anders gaan ons nou net lees en dan kyk ons waar ons stop. So wat het ek gesien oor vandag? En ek het nou al vir julle gesê hoe dankbaar is ek oor die woord wat hulle bring en ek is so opgewonde want ek weet dis wat die Here met my deel. Ek weet dis wat sy hart is vir die dag. So ek bid gisteraand en ek sien 'n wie het al in 'n swembad geswem en dan begin jy so in die rondte swem en dan maak dit hierdie stroom en dan gaan jy net saam met die stroom. Jy het dit ook gedoen as kind. Okay. Dit is veral lekker in 'n ronde swembad, nê, en daai opslaan swembaddens, want dit werk perfek. Maar ek sien hoe die Here staan en
hy's stadig besig om water te roer. En ek sien hoe water geroer word en hierdie stroom begin vorm. En vandag is die begin van die stroom. Ek sê, Here, wat gaan U doen vandag? En die Here sê net, nee, ek begin net 'n stroom. Ek begin 'n stroom wat nie gestop gaan word nie. Ek sê, dankie, Jesus. En ek sien net hoe hierdie stroom en dit raak al hoe sterker, al hoe sterker, al hoe sterker. En as jy toelaat dat die Heilige Gees vandag kom doen wat hy gekom het om te doen vandag, dan gaan jy saam met daai stroom begin beweeg en is 'n stroom wat nie gestop kan word nie. En dis wat ek voel die Here hier vandag gaan doen. Hy gaan jou kom aktiveer, kom wakker maak en jy weet, nê? Jy weet diep in jou hart, Jesus Here. En hier is nie 'n plek van oordeel nie. Hier is 'n plek van, come on. Ons kom ook daar, ons raak ook moeg, nê? En dan moet ek myself sê, come on. Of my man sê, come on. Okay? Ons het almal iemand wat vir jou moet sê, come on. Word nou 'n bietjie wakker. Jy slymer so 'n bietjie, jy raak vaak. Word bietjie wakker. Dit raak nou weer te besig. En dan moet jy weer soos, okay, wag. Ek net my dinge weer bietjie skuif. Ek maak moed. En ek moet hierdie doen en ek moet by die Here kom en ek moet by hom sit en ek moet my verhouding, want ek moet vol bly. Ek moet gereed wees as my koning kom. En ek weet dis wat die Here vandag gaan kom doen. Hy gaan jou kom wakker maak. Jy weet waar jy aan die slaap is. Jy weet of jy aan die slaap is. Jy weet hoe vaak jy al is. Jy weet hoe naby jy aan slaap is. Laat toe dat hy jou vandag kom wakker en hy met jou hart kom praat en vir jou kom sê, hierdie is wat ek wil hê jy moet doen, hierdie is wat ek wil hê jy moet verander. En dan moet jy verantwoordelikheid vat daarvoor, want ons elkeen, ek het aan die begin gesê, ek is verantwoordelik vir my eie heiligmaking. Elkeen moet sy eie huil uithuil. Ek is verantwoordelik vir my siel. Daar waar ek seer gekry het, moet ek dit uitsorteer. Daar waar ek hartseer is, moet ek dit uitsorteer. Daar waar ek kwaad is, moet ek dit uitsorteer. Want die versoekings kom, en die stampe kom, en die stote kom, en die terugdruk kom, en die verwerping kom, dit bly kom, en dan moet ek kan staan en sê, my God sê dit. Ek wil 'n getuienis met julle deel, en baie van julle weet al, so ons, gewoonlik so hier teen 'n donderdag gaan bid ons saam vir die konferensie, trek die span hier bymekaar, wil ons nou hierdie keer hier gebid, so kom ek nou daai kant toe wys, maar ons trek hier by die kerk bymekaar en ons bid lekker saam, en ons staan nie en bid, en op 'n stadium is my oë oop, en ek sien JC is nie meer hier nie, ek dog, hy's dalk, dit was baie vrouens, nê, dit was dalk bietjie oorweldigend, met dit gevoel soos net 'n vrouespan, en hy het dalk bo gaan sit, of wat ook al, en toe ons nou klaar gebid het, ons seker so 'n halfuur gebid, ek kan nie onthou nie, toe kom JC en hy sê, kan hy net 'n getuienis deel, en hy kyk toe vir my, en ek kan sien, dis is daai kyk wat so reg deur jou kyk, nê? Jy weet iets, dis 'n diep kyk, dis iets wat net jy en jou maatjie verstaan, nê? Soos daai kyk, En hy sê, so voor ek begin, Elia, is okay. Ek is so bly hy het daar begin. Nee, Elia is okay. Maar nog steeds was dit vir my so moeilik om te hoor hoe wat hy vertel, wat toe nou gebeur het, is, nou ek het begin ook met Elia vandag, vanoggend, my 5-jarige, met sy poefwysheid, is ook 'n baie sterk wilseentjie, nê, en nie 'n banghaar nie. Kyk, ons is in Nieu-Seeland en oupa bel en hy sê, hoorie, ek het nou daai 2, hy's 5 en ons het 'n 3-jarige ook, ek het nou daai 2 gevoeter, want hulle het op die dak geklim en hulle wil op die trampolien spring, van die dak af. Nou die wat seentjies het, julle verstaan, nee, dis die lewe van 'n seentjie mamma. Dis is die Here het regtig baie genade vir seentjie mammas gegee. Jy moet baie genade hê, en jy raak nie so vinnig grys, soos die res van die wêreld nie, want jy's gemaak om dit te hanteer, okay? Maar Elia het toe nou besluit, hy hoor toe nou, ek is by die kerk,
En ek gaan kerk toe. En hy vat die pad, hy maak die hek oop en hy het 'n nuwe hond gekry vir sy verjaarsdag. So dit is 'n pappie, wat 'n klein hondjie. En Boeta, sy naam, en Boeta is nog baie stout. En Boeta is soos 'n kind op sy eie. Meen, sy en hulle is beste maatjies en hy vat vir Boeta en hy en Boeta is by die hek uit. En nou, ons bly op 'n plaas, so daar's 'n plaaspad van seker so, as ek nou moet vinnig skat, 100, 200, 300, tussen 300 en 400 meter tot by die hek, plaashek uit, waar jy kom op Brackenfell Boulevard, die groot pad. En hulle is daar uit. By die hek, by die huis uit, by die hek, op die groot pad uit. Met die wat hy nou op die groot pad is, en nou kan ek lag daaroor, okay? Met die wat hy nou op die groot pad uit is, ry daar 'n vrou en sy sê, sy sien hierdie seentjie, en hierdie seentjie, dit lyk net, waar's die groot mense? Waar's die ma, waar's die pa, hoekom is hierdie kind alleen? En sy sê, almal ry stadig, want toe hulle nou buite kom, die Boeta nou pad gevat, want daar's toe 'n ander hond, en Elias agterraan, hulle is oor Brackenfell Boulevard, dis tussen 5:00 en 6:00 op 'n donderdag aand. Spitsverkeer. En sy besluit, sy het ook kinders, en sy kan nie vanaand haar kop neersit. Sy sê vir my, Janine, ek sou nie my kop kon neersit vanaand, as ek nie geweet het wat met daai seentjie gebeur het nie. Waar hy is, of wat, ek kon nie verbyry nie. Shaman, sy sê nog vir my die hele tyd, ek is so jammer, ek is 'n vreemdeling, en ek het jou kind opgetel, ek soos jy, dankie Here vir jou. Dankie Jesus, dat jy gestop het, dat jy gestop het. En sy het toe nou met Elia gesels, en hy sê, hy is op pad kerk toe. Hy gaan na sy ma toe, sy ma's by die kerk. En sy vra van, weet jy waar die kerk is? Hy sê, ja, net reguit aan. En sy sê toe, maar wil jy nie inklim nie, dan vat ek jou kerk toe. En hy van, weet jy, waar's my kerk? Sê sy, nee, maar jy gaan vir my sê, waar's die kerk? En ek gaan nou 'n lang storie baie kort maak. Sy vra vir hom in die kar, maar, wat is jou mamma se naam, wat is jou pappa se naam? En hy sê toe JC van Rooyen, en sy sê, sy is daar op Facebook om nou te kyk, kan sy iemand kry, gaan sy nou vir hom foto's wys, en sy is dit jou ma, is dit jou pa, dan kan sy ons nou so kontak. En sy kom op JC se foto af, en sy wys dit vir hom. Sy sê, is hierdie jou pappa? Nee, daar is nie my pa nie. En dit was JC. Want toe JC nou eventueel by die polisiestasie aankom, toe sê sy, maar dit is jy. Want daar is nie my pa nie. En sy het toe nou gery met hom, en toe besluit sy nee, sy het nie 'n klou waar hierdie kerk is nie. Sy gaan hom nou polisiestasie toe vat. Maar die boodskap wat by JC uitkom, is toe sy vir Elia optel. Toe sien mense in die verkeer, kyk hoe ontvoer hierdie vrou die kind. En dis die boodskap wat by die polisiestasie uitkom, want hulle bel die polisie bel, nee, ek kan nie onthou wie het vir JC gebel nie, maar die boodskap wat by hom uitgekom het, oor die kinders, het die boodskap gekry, hom laat weet, mense het gesien, hoe 'n vrou in 'n rooi kar vir Elia ontvoer. Nou dis die boodskap wat jy as 'n pappa kry, jou 5-jarige seentjie is nou net deur 'n vrou in 'n rooi kar opgetel. En toe sy nou by die polisiestasie aankom, toe is dit nou gespottery, is jy die vrou wat die kind ontvoer het. Maar wat ek vir julle in daai storie wil sê is, toe daai stamp kom, toe daai hou kom, al wat ek hier gestaan en dink het is, Here, U is hulle vooruit gewees. U is hulle vooruit. U is getrou. Nee, ek kan nie laat my emosies nou op hol gaan nie. Ek kan nie nou in vrees begin lewe en nou almal begin toesluit. Ek sê, weet nie, volgende konferensie sluit ek my kinders toe vir 'n week in die kamer. Nee, maar jy kan nie nou daar gaan nie, want my God is getrou. Hy was my vooruit. Hy het iemand gestuur, nee, wat geluister het, wat gereageer het op sy stem. Kan ons net almal daar kom, want ek het jou nodig en jy het my nodig. Ek het nodig gehad dat sy reageer op sy stem om te stop. Okay? Ek het nodig gehad, sy het gestop, toe sy gevoel het sy moes stop, en die kind opgetel.
Ek het nodig dat jy jou siel uitsorteer. Dat jy aktief wakker in die liggaam is. Ek het so nodig en jy het nodig dat ek my kan bring, dat ek aktief wakker is en sy stem hoor en reageer wanneer ek sy stem hoor. Want dit het 'n lewe gered. Sorry? Is hy gevoeter? Hy is toe nie gevoeter nie. Want jy mag klaarblyklik nie voor die polisie jou kind voeter nie. Okay. Die reëls. Anders was Jacy dalk nou nie hier vandag nie. Moes ek hom maandag uitgebuil het. Okay, hy weet. Hy weet goed. Hy weet baie goed dat die voeter daar's nie volgende keer 'n gepraat en 'n mooi praat. En ek is so bly jy's terug nie. Dit sal 'n voeter wees. Okay. So maak almal net julle oë toe. So eerstens moet daar in jou lewe 'n plek wees en ek weet daar's baie mense vandag wat vir die eerste keer hier is, wat kom kuier het, wat genooi is deur iemand. Maar jy is net aktief deel van die liggaam en jy is net 'n kind van God as jy hom aangeneem het. As jy hom aanvaar het as jou koning, as jy hom aanvaar as jou saligmaker en verlosser. En ek wil vra as daar enige iemand is wat vandag hier sit wat nog nie die Here aangeneem het nie. Dat jy net jou hand sal opsteek. Ek sien nou nie enige hande nie, so ek gaan aanneem dat almal van julle al op 'n dag, en jy moet dit onthou. Jy sal dit onthou, jy kan daai dag nie vergeet nie. Al wil jy. Jy kan dit nie vergeet nie. En ek wil jou uitnooi as jy nie nou jou hand wou opsteek nie. Ons is na die tyd ook hierso. Kom asseblief. Kom asseblief laat ons saam met jou bid. Dit sal die beste besluit wees wat jy in jou lewe maak. En dan wil ek vra dat jy net jou hart ondersoek. Jy weet of jy vaak is of jy sluimer. Jy weet of jy aktief in die liggaam is. Jy weet hoe jou verhouding met Jesus lyk. Ons weet hoe ons verhouding lyk. Jy is die enigste een wat weet hoe jou verhouding lyk. Dis maklik om iemand te flous van buitekant af. Dis maklik om elke Sondag hier te sit en op te daag en die regte taal te praat, maar die Here weet, jy weet of jou hart in lyn is met hom, jy weet of jou hart naby aan hom is, jy weet hoe jou verhouding met hom lyk. Jy weet hoe intiem jy met hom is. En ek wil vra as jy voel dat jy gesluimer het of jy is besig om vaak te raak, dat jy net sal staan. Net soos jy jou sussie langs jou nodig het sy jou nodig. Ek meen ons is mens en Jacy sal gereeld vir my sê liefie ek het nodig dat jy nou hierdie uitsorteer. Ek het nodig dat jy want ons eenheid is belangrik. Ons maar eenheid in die liggaam dis so belangrik dit is. Jy het iemand nodig wat vir jou sê, "Hey, come on." En dis nie oordeel nie. Dis nie oordeel nie, dis hy. Ek het jou nodig. Ek het nodig dat jy hom hoor wanneer ek nie daar is nie. Jy het nodig dat ek hom hoor wanneer jy nie daar is nie. Of iemand anders nie daar is nie.
Bid net agter my aan, julle wat staan, sê net Here Jesus. Here Jesus, ek wil vandag weer kom bekeer. Here, ek is jammer vir waar ek aan die slaap geraak het. Waar ek slymer. Here, ek is jammer dat ek ons verhouding afgeskeep het. Kom ontmoet my net weer vandag, Heilige Gees. Kom maak my weer opnuut wakker. Gee my krag. In Jesus naam. Om voluit vir U te lewe. En kom verander my, Heilige Gees. Kom verander my hart. My gedagtes. Here, ek kom lê alles neer. Kom vergewe my, Here. In Jesus naam. Amen. Ons gaan na die dag, gaan ons sprekers almal hier voor wees, ons gaan bedien. Ek wil regtig hê, maak jou hart oop vandag, wees oop vir wat die Here wil kom doen, wat hy wil kom deponeer. En ek sien regtig deur die dag dat daai water begin draai. En as jy voel, in worship, dis wat ek nog met julle wou deel, in worship het ek so, die teenwoordigheid was net soos op 'n stadium, was ek net soos, ek weet nie wie agter my is nie, maar ek hoop hulle is wakker, want ek het so drukking gevoel, nee, dit is so drukking, en ek gesien hoe die drukking druk, en het gaan druk, as jy daai drukking begin voel, moenie teen dit beklei nie, soos wees oop, soos Here, deurboor my, gaan soos doen wat jy wil, maak skoon, vat weg. Okay. Amen.